Here Jesus. Wat 'n voorreg vir ons om in U teenwoordigheid te kan kom buig en U as die Almagtige, ons Skepper en Verlosser in ons midde in te nooi en ons te vra dat U ons in U waarheid sal lei. Here, ons is werklik afhanklik van U in hierdie tyd wat ons lewe, want dis net U wat ons kan deurdra en ons sal vashou en ons harte kan voorberei om U te ontmoet. En daarom vra ons dat U in die groot goedheid U bloed vir ons sal stort en ons elkeen sal dek. En Here, dat U ons sal toevou in U genade en ons harte sal aanraak tot U eer. Ons bid dit in ons Verlosser Jesus, sy kragtige naam. Amen. Baie dankie. Ons gee dadelik oor aan professor Walton. Nie terughou nie, my leraar. Kom vat hom. Ek het al boek van my, ek weet nie van julle nie. Ja, sommige van die goed waaroor ons gaan gesels mag miskien die vreemd klink vir sommige. Maar dis oké, raak gewoon daaraan. Vreemd is maar vreemd. Maar ons moet dit nou maar sê soos dit is, want daar is nie meer baie tyd om doekies om te draai nie, en versigtig soos ek die kleermannetjie te kere te gaan, hè. So kom ons gesels oor hierdie ding. Dis 'n AI-prentjie wat gegenereer is. En AI is 'n wonderlike ding om te gebruik. En dis die belering van Jerusalem daar. En daar agterbo 'n klein slaan daar. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. En dan het die magtige weermag reg rondom wat hulle wil probeer uitwis. So waaroor gaan hierdie storie en waar staan ons in die stroom van tyd? En net so waarskuwing oor AI. Ons het 'n video gekyk van 'n Afrika leier wat 'n fantastiese toespraak gegee het oor die kolonisasie van Afrika en die gevolge daarvan en die regstelling wat moet plaasvind. En 'n paus wat gereageer het met net so 'n pragtige toespraak. Die video het duisende kykers. Oor die 3600 kommentare van die hele wêreld is opgewonde daaroor. En is alles alleen. Dis AI gegenereer. Dis nie hulle wat daar praat nie, dis AI. So, wat ons wil sê is, versigtig wat julle kyk. Dit lyk so autenties. Maar dis nie. Môre kyk julle na 'n video, daar staan ek, en ek sê vir julle, ek was verkeerd. Maar niks glo wat ek voorheen gesê het. En dit is ek wat daar praat, en dit is mooi, my stem en alles. Maar sê ek, tegnologie is daar. Dit is baie versigtig, dat julle nie weggevoer word deur tegnologie of lewensstijl. Of wat as Christus môre kom praat? En die hele wêreld is gaande. En dit is hy. Here het ons gewaarsku van misleidings, van die misleidings wat kom. Nou kom ons kyk na goed wat ek glo wat autentiek is en wat ons hier het, glo ek is autentiek, maar ons moet 'n bietjie geskiedenis ook bespreek. En die Here het gesê ons moet kyk na die belering van Jerusalem en die vernietiging van Jerusalem, want dit is 'n tipe van die vernietiging wat in ernstige saak. Ons moet na 'n paar punte daar kyk. Nou my skyfies is ongelukkig alles in Engels, want hierdie goed moes oornag gebeur, want die goed waaroor ons gaan gesels is in die laaste week. En in daai laaste week was ons helfte van daai laaste week op pad.
mekaar. So julle moet weet wanneer hierdie goed ontstaan. In die middel van die dag. Want dis al wat daar is. So, daar was die tyd om dit nou in Afrikaans oor te sit, nee? Maar soos ek altyd sê, die prentjies is almal Afrikaans. En ek sal probeer om Afrikaans te praat. En van die goed, as het nou regtig ernstig is, miskien so lees soos dit is, so verskoon het maar. Daar was 2 belerings van Jerusalem. As ons teruggaan na die geskiedenis toe, na die vernietiging van die Jerusalem deur Nebukadneser, koning van Babylon, daar was ook basies 2. Hy het eers gekom en hy het die koningsgesin of baie van hulle gevat en weggevoer. Hy het nie die stad beleer of vernietig op daai stadium nie, maar Daniel en sy vriende en al daai is weggevat. En toe kom die tweede belering. En daar is Jerusalem en die tempel vernietig. Nou, dieselfde sou gebeur later. En Jesus het gesê, die een klip van hierdie tempel gaan op die ander ene bly nie. En daai voorspelling is letterlik vervul. Want die muur wat nou daar is, die kraag in die muur, was nie deel van die tempel. Daai klippe is almal omgegooi, maar die goud het gesmelt. Tussen die klippe ingeloop. En die Romeinse soldate het al die klippe omgegooi om die gesmelte goud daar uit te kry. So as jy vandag so toe gaan, dan sien jy daai klippe oral ingebou in die buitemure, soos die mense later dinge herstel het. So, daar was 2 belerings. Nou gaan nie alles lees wat hier staan nie, dit is alles sitate, so ek gaan hulle maar net opsom. Die Here het gesê, wanneer julle hierdie dinge sien, en wanneer julle sien, die gruwel van verwoesting, the abomination of desolation, wanneer julle hom sien in die heilige plek, dan moet julle vlug. Dan moet julle vlug. Almal wat in my glo, julle moet vlug. Want dan kom daar vernietiging. En om te verstaan wat die gruwel van verwoesting is daar 'n parallelteks in Lukas, en ons gaan hom net op die skerm sit, wat dit sê, wanneer julle die weermag van Rome sien, staan in die heilige plek, dan moet julle weet, dan moet julle vlug. Nou gewoonlik as die leer in die heilige plek staan, en soos ons sal sien, dit was 'n gebied rondom Jerusalem, wat Nehemia basies geproklameer het in sy tyd, waar hy skoongemaak het rondom en gesê het, geen handelaar gaan op die Sabbat deur daai gebied Jerusalem kom tuister met sy handel dryf op die Sabbatdag. So die heilige plek was 'n plek wat rein gehou was van Sabbat ontheiliging. En dit is belangrik dat ons dit verstaan. En het is interessant dat dit kom in die laaste hoofstuk van die boek Nehemia, waar die Sabbat weer belangrik geag word en Sabbat hervorming plaasgevind het. Dis 'n heel ander lesing, is 'n baie interessante tydperk. Maar hierdie heilige plek, wanneer julle die weermag van Rome daar sien, dan moet julle weet dat julle moet vlug. En daai ding word genoem die gruwel van verwoesting, the abomination of desolation. En wanneer die Bybel praat van die gruwel of the abomination, dan is dit heidense godsdienst. Onder 'n heidense God of 'n heidense banier. Die gruwel van die Moabiete of die gruwel van die Ammoniete, wat die gode ook al was, of dit nou Milka was, of Chemosh, of wat het ook al was,
heidense godsdienst en heidense instellings in die plek van Godse instellings. Dis die geskiedenis. Nou die eerste belering het plaasgevind 3,5 jaar voor die vernietiging. En dis ook 'n interessante getal, daai 3,5 jaar, hy verskyn oor en oor en oor in die Bybel. En die generaal Sestius het Jerusalem omsingel. En dan, om een of ander rede, hy het seker 'n SMS gekry van die huis, het hy hele weermag onttrek. En die Christene het 'n kans gekry om te vlug. Hulle het die weermag gesien, Jesus het gesê, wanneer julle dit sien, vlug. En die Jode self het 6 se weermag agtervolg. En die Romeine begin doodmaak hier aan die einde, die laastes wat gestap het. Hulle was soos terroriste organisasie. Hulle het die hele tyd aangeval. En duisende van die Romeine het gesterf. Maar die Jode was so besig met daai agtervolging, want hulle het nou geglo, dis nou hulle finale redding. Dis waar die verlossing kom, die Romeine gaan in die see ingejaag word. En dit het die geleentheid gegee, want die aandag was weg van die Christene, hulle het almal gevlug. En hulle is weg na 'n plek met die naam van Pella. Nou Pella was eintlik 'n dorpie, maar die Here het gesê, vlug na die berge toe, gaan vlug net weg, na die eensame plekke toe. So basies het ek hierdie geskiedenis nou vir julle opgesom wat hier geskryf is. En 3,5 jaar later, toe kom die Romeine weer. So om een of ander rede het hulle teruggetrek, en toe kom hulle weer, maar hierdie keer vasberade. Hierdie keer was daar 'n doelgerigtheid in hulle. Hierdie keer gaan hulle hierdie Jerusalem vernietig. En hulle gaan nie terugtrek. Daar is 'n tipologie daar. Hulle gaan hom vernietig. Dis 'n tipe van die vernietiging van die hele wêreld. Want dit is diegene wat die verlossingsplan tersyde gelê het. Die Christene het nie gesterf. Met ander woorde, die wat geglo het in Jesus as die verlosser, hulle het nie gesterf nie. Maar daar was chaos in Jerusalem. Daar was hongersnood. Hulle het hulle belde probeer eet, net om iets te koop. Hulle het gesterf, hulle het hulle kinders begin eet. Van hulle het probeer ontsnap in die nag uit die stad uit, om 'n plantjie hier en 'n onkruid daar in die hande te kry, en as die Romeine hulle gevang het, is hulle gekruisig. En die kruise het gestaan vir kilometers rondom Jerusalem. Dit was 'n verskriklike verwoesting. En die uiteindelike vernietiging het nogal gekom op 'n Saterdag, wat baie interessant is. As jy teruggaan in die geskiedenis, dan sal jy sien die eerste verwoesting het op 'n Saterdag. Hulle het die Saterdag verkrag en die straf het gekom op 'n Saterdag. Nou, dis 'n ander storie. So onder Titus is Jerusalem toe uiteindelik vernietig. So daar was 2 belerings. Duisende, ter duisende, dis aanhalings die uit die boek Die Groot Stryd, het omgekom van hongersnood en pestilensie. En alle natuurlike instinkte van die mens het net verdwyn. Die haat en die wraak en die hardheid het so toegeneem, want die huis was woes en leeg. God het die tempel verlaat. Daar was niks oor nie. En Satan het volle toegang gehad tot die mensdom. Nou Eusebius skryf in sy werke, is interessant die term geestelike Israel. Want as jy in Christus is, dan is jy Israel.
en erfgenaam van die beloftes. So hierdie teologie van 'n letterlike volk en 'n geestelike volk is nie waar nie. Jy's of in Christus of jy is nie in Christus nie. Hy skryf hier dat hierdie geestelike Israel, wat die geestelike saad van Abraham was, het gevlug na Pella aan die ander kant van die Jordaan, waar hulle 'n veilige plek gekry het om lafenis en wegkruipertjie te speel. En waar hulle, dit kom uit Josebius, hulle meester kon dien en die Sabbat kon hou. Interessant, dis wat die geskiedenis sê. So die Sabbat was heilig onder hierdie volk. En as jy gaan na die argeologie en jy gaan kyk na Pella, as die oorblyfsels van Pella, en die argeologie wat daar opgegrawe is, wat ons sê wat daar gebeur het bewys dat die Sabbat is in Pella gehou tot in die 4de eeu na Christus. Dis baie interessant. So die Sabbat het 'n groot rol gespeel. So hierdie heilige plek wat Nehemia skoon gemaak het, wat die handelaars nie kon oorgaan nie, was die plek van Sabbat heiliging. En wanneer julle hierdie banier van die vyand sien, waar hy nie moet wees nie, dan moet julle weet dat julle moet vlug. So wat is hierdie banier? Wel, die Romeine het natuurlik onder hulle heidense banier oorlog gevoer. So wat sal die antitype wees? Wat kan in die plek wees waar hy nie moet wees nie? Wat kan daar wees wat in daai heilige area wat vir Sabbat heiliging daar was, gaan staan om God se volk te probeer uitwis? Dit moet 'n valse godsdienst wees. Dit moet 'n heidense simbool wees, want dit is 'n gruwel. En daardie gruwel gaan lei na verwoesting. Dis wat die Bybel sê. So, wat het die wêreld in die plek van die Sabbat om in daai heilige plek te gaan staan? Dis 'n valse Sabbat. Die Solis, die dag van die son, staan in die heilige plek waar hy nie moet wees nie, rondom Jerusalem. Nou Jesus het gewaarsku en hy het gesê wanneer julle hierdie sien. En dit staan daar in Matteus, wanneer julle hierdie gruwel van verwoesting sien, wat vir julle uitgewys is deur die profeet Daniël. En hy staan daar in die heilige plek, laat die leser verstaan. Dan moet julle wat in Judea is, vlug na die berge. So met ander woorde, gaan jy dit kan weerstaan. Gaan jy daar staan en sê, nee, dit gaan ons oplos. Nee, jy het gesê, daai ons gaan kom om jou dood te maak. Hardloop. En soos ek gesê het, en Lukas verduidelik dit verder, en hy sê vir jou in eenvoudige taal, wat nou nie dubbelsinnig is meer, nee, wanneer julle sien Jerusalem omsingel deur die weermag van Rome, dan moet julle weet dat die vernietiging, the desolation, is naby. So dis die clues wat ons het, dit was die tipe, en Jesus het baie duidelik gemaak dat dit 'n tipe is van die eindtyd. Wat is die tekens van jou koms en die einde van die wêreld? So, dis wat die Bybel vir ons sê. So hulle het hulle baniere gehad en hierdie heilige plek, soos ek verduidelik het, was die plek wat gereinig was van Sabbat ontheiliging. En wanneer julle hierdie gruwel van verwoesting, dis abomination of desolation, sien in hierdie heilige plek, laat die leser verstaan en laat hulle vlug.
Ons lees verder dat die tyd nie ver weg is nie. Wanneer ons soos die eerste disippels moet gaan wegkry vir wat kom. Want wat in Jerusalem gebeur het, gaan wêreldwyd gebeur in elke stad. Want daar gaan 'n gruwel wees, 'n heidense simbool in die plek van dit wat eintlik vir Sabbat heilig daar is. Soos hierdie belering van die Romeine 'n teken was vir die Judeërs om te vlug, die Judeëse Christene. So gaan dieselfde gebeur in die antitype. En ons moet dit duidelik studeer. Daai teks in Lukas, wanneer julle dit sien, dat daai weermag weer verrys. Nou Rome het in die reformatie 'n groot klap gekry. En sy mag is hom ontneem. En in 1798 het Rome, die Romeinse Katolieke stelsel, sy politieke mag verloor. Napoleon het al die pauslike state gekonfiskeer en sekulêre state daaruit gemaak, die huidige Italië. En hy het nie meer gefungeer as 'n politieke mag nie, hy was nou net nog 'n kerklike mag. Hy het nog gekwalifiseer onder die simbool van 'n vrou, wat staan vir 'n kerk, maar nie meer as 'n hoorn of 'n dier, want hy het nie politieke mag gehad. In die Bybel is 'n hoorn of 'n dier 'n politieke eenheid, mag. En dan sê die Bybel, hierdie wond gaan genees. Met ander woorde, hy gaan sy status terugkry. Hy gaan sy politieke mag terugkry. En in 1929 het Mussolini vir die paus die state, het hy 'n klein deel afgesonder, die Vatikaan, en vir die paus gegee as 'n pauslike staat, sodat hy weer gekwalifiseer het as 'n hoorn of 'n politieke eenheid. En daai diplomatieke mag, en onder die invloed van die Jesuïte, wat opgerig is om die status van die kerk weer te herstel soos dit was in die middeleeue, waar hy absoluut voorskriftelik word vir elke staat en stam en taal en nasie. Het hy dit herwin, en nou moet hy groei. En hy sou sy mag terugkry, en sy doel, dit mooi, wat was die doel? Hoekom is die Jesuïte gestig? Die doel was die vernietiging van die oppositie, met ander woorde, God se volk. En die Bybel sê, dis hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus Christus. Dis God se volk. Ek gee nog 'n bietjie detail, hulle wat die gebooie bewaar en ook die getuienis by die gees van profesie is. Daai volk moet uitgewis word. Want dit is Satan se doel. Hy probeer nou al 6000 jaar om dit reg te kry. Nou lees ons 'n interessante stelling in die boek Country Living, wat sê die protestantse wêreld het 'n heidense Sabbat ingestel in die plek van waar die Sabbat van die Here moet wees. En derhalwe eien hulle aan hulle self 'n reg toe wat aan God alleen behoort as skepper en verlosser. En hulle het 'n begin gemaak, die protestantse wêreld, om dit wat eie is aan Rome wêreldwyd aan hulle self toe te eien. En dit is 'n gevaarlike ding, want nou staan jy onder 'n ander banier. Dan staan daar dat hierdie druk om Sondag 'n simbool te maak
van autoriteit van 'n kerklike stelsel onder die leierskap van die pausdom is 'n stelsel wat afgedwing gaan word sodat God se volk vernietig kan word. En sy skryf hier, dit het gekom en dit gaan weer kom. Dit is baie interessant. Dit het gekom, maar dit gaan weer kom. Daar was 2 belerings. Die weermag van Rome het gekom, het onttrek, maar dit gaan weer kom. Toe is daar 'n antitipe vir wat in Jerusalem gebeur. In 1897 sê dit het alreeds in 'n beknopte manier in die wêreld ingegaan. So hierdie eerste belering het alreeds plaasgevind. En die vraag is, wanneer het dit plaasgevind? Wanneer was daar 'n poging om wêreldwyd Sondag in die plek van die Sabbat 'n wet te maak? Wanneer het daai poging begin? En die antwoord was, dit was in 1888. Nou wat het gebeur in 1888? Dit is baie interessante jaar. Dit was die 5de sessie van die Kongres van die FSA. En hulle het artikels geskryf, artikel 2983, en dit het gesê die volgende. Lees dit maar in Engels. To secure to the people the enjoyment of the first day of the week, commonly known as the Lord's Day, as a day of rest, and to promote its observance as a day of worship. En dit is ingedien onder die vaandel van ene senator Blair van New Hampshire. Dit het bekend gestaan as die Blair Bill. En dit is voorgestel dat Sondag 'n wet word en almal wat dit nie gehoorsaam nie, moet vervolg word. Hulle moet onteien word en hulle moet gedwing word om die Sondag te eerbiedig. So dit sê daar in SR 86, proposing an amendment to the Constitution of the United States respecting establishment of religion and free public schools. Ordered to lie on table, later referred to Committee on Education and Labor, hearing on measure February 15 and February 22, 1889. So die bill is ingedien 1888. En 'n man met die naam van Alonzo T. Jones, hy was 'n Adventist, het stoksiel alleen, man alleen daar gestaan en 'n toespraak gelewer in die Kongres, wat so doeltreffend was, dat die hele ding nie plaasgevind het. Hulle het alreeds begin om mense soos die Adventiste of ander wat Sabbat hou, te arresteer. Hulle het alreeds in kettings gesit en in hierdie kettingsgroepe, chain gangs, laat werk om strate te herstel. Hulle het alreeds begin arresteer. En toe val hierdie voorlegging en hulle het dit teruggetrek. So daar was 'n poging om die heilige plek te omsingel, en dit was natuurlik onder die leierskap en leiding agter die skerp van Rome. En as julle wil hoor wie die paus was, wat daai ding gestuur het en gelei het, sy naam was Paus Leo III. Ek hoor so gemurmur hier. Sy naam was Paus Leo III. Die interessante ding is dat Alfonso T. Jones saam met ene Elliot J. Wagner
het gepropageer dat die mens word nie gered deur wetsonderhouding nie, maar deur die geregtigheid van Christus. Wat nie wetsonderhouding negeer nie, maar bevestig. Met ander woorde wat dit sê is, die geregtigheid van Christus is die geskenk wat ons ontvang van God, nie deur enige inset van ons nie. Dit is 'n buite geregtigheid, buite ons eie vermoëns, wat aan ons toegereken word, en word dan gemanifesteer deur die onderhouding van die Here se insetting. So dit is nie die insettinge wat jou kwalifiseer nie, maar die geregtigheid van Christus wat jou kwalifiseer, en die gevolg is, geregtigheid beteken reg doen, die werke wat jy dan doen, word deur die Heilige Gees vir jou ingegee, en dit is hy wat in jou werk om reg te doen, sodat jy die aanspraak kan maak op enige regte of beloning vir wat jy gedoen het. So is interessant dat daai selfde persoon wat die sentrale protestantse kerndoktrine ondersteun het, die een is wat gesorg het dat die Blair-Bill val. Maar Rome gee nie maklik op. In dieselfde jaar 1888 is 'n organisasie gestig met die naam van the Lord's Day Alliance. Nou die kerk het Sondag the Lord's Day genoem, die dag van die Here. En hulle beweer dat Johannes was 'n visioen op die Here se dag, Sondag. Nergens staan dit in die Bybel. En die Bybel sê, hy was 'n visioen op die Here se dag. Maar as jy vra, wanneer is die Here se dag? Dan is daar net een plek in die Bybel waar dit vir jou definieer, dit is in Jesaja 58, waar dit sê, die Sabbat, die Here se heilige dag, the Lord's Day. So hierdie Lord's Day Alliance berus op 'n valse voorwendsel dat die Sabbat eintlik nou geskuif het na die Sondag, sonder een enkele Bybelse onderskraag. So hulle is gestig in 1888. So as dit die eerste belering was in 1888, dan kan ons nou ook aanneem dat die volk van die Here moet so ver dit vir hulle moontlik is poog om uit die stede uit te gaan. Dit is lank gelede, 1888. Die Here het gesê Jerusalem gaan vernietig word. Maar vir jare het daar niks gebeur nie, en eers 70 na Christus is Jerusalem vernietig. Hy het gesê die Amalekiete gaan vernietig word, maar het 400 jaar gevat voordat dit plaasvind, soos ek al gesê het. 120 jaar het Noag gepreek. Dit het so lank gevat. Want die Here is lankmoedig en wil nie hê dat enige iemand kan sterf nie. So uit die stede uit is eintlik iets wat die Here wil hê. Want as jy wil kyk hoe die Here in die verlede gewerk het met sy volk, hulle was almal buite op die land. Hulle het dorpshuise gehad, maar nie om in te bly nie. Net om in by mekaar te kom. En hulle plase was buite die stad. En dis hoe die Here dit wil hê. Daar gaan ook 'n nuwe Jerusalem wees. Maar die Bybel sê julle gaan huise bou en julle gaan wingerde plant. En dit gaan nie in die nuwe Jerusalem wees nie. Daar gaan 'n huis vir jou wees, ja, wat die Here vir jou voorberei het, wat jy nie gaan bou nie, maar die ander gaan self bou, daar buite. Moenie dink jy gaan op 'n wolk sit met haar met speel. My vrou sal dit daar geniet, maar ek wil huis bou.
Gee vir my 'n hamer en gee vir my 'n byt. Daar gaan sulke wanorde wees in die stede. En soveel vernietiging, dat dit nie veilig gaan wees om in 'n stad te bly nie. Nou julle bly hier in stede. En ek het lankal besluit, ek wil nie in 'n stad bly nie. Dit beteken nie, ek sal nie preek in 'n stad nie. Ja, natuurlijk sal ek preek in 'n stad. Maar ek wil nie daar bly nie. Eerstens, toe my kinders jonger was, dit is nie 'n goeie invloed nie. En vandag is self buite nie is 'n goeie invloed nie. Maar dit is veiliger buite die stad. Wat anders het gebeur in 1888? Die eerste offisiële okkulte organisasie is gestig in 1888. Dit het eintlik al begin, spiritisme, in 1844, toe die geklop was in die Fox Sisters se huis. Na het geklop en later kon jy vra, is dit so of is dit so, geef my 3 kloppe as dit A is en 4 kloppe as dit B is, dan is dit klop, of klop. En dit het gegroei. En nou sê Clymer, the great work, the coming masters, hy sê, we accept as fact the following. The drama in the heavens and the new dispensation, which had its actual beginning in 1888, will have reached an apex, as has the old, and that the Savior, a great leader, one greater than any before, will be born. Maybe he's born already. So daar begin die hele New Age beweging met die Maitreya wat kom. En dan sê nie, Maitreya is al reeds daar. En nou is daar 'n ander mokkel daar in die Midde-Ooste wat hy sê, hy is die Messias. En hy is die Messias van die Jode, hy is die Messias van Islam. Ons het hulle oral. Spiritisme gaan oral wees, maar die begin 1888. 'n Baie belangrike jaar. In 1888 het Dwight Moody en Pearson die wêreld gaande gehad met 'n herlewing. Die Christendom het herleef. En daar was 2 vaandels. Die een was die Sabbat en die ander een was die son. Die een was premillennialisme onder die Millerite beweging. Die ander een was nee, ons gaan die koninkryk hier op aarde hê vir 'n millennium. Millennialisme. Premillennialisme het geleer Christus gaan kom voor die millennium. Hy gaan die aardse stelsels vernietig en die Here se volk gaan hom tegemoet in die lig en hulle sal in die nuwe Jerusalem by mekaar wees vir 1000 jaar. Dan kom hy terug en dan is daar 'n opstanding van die goddeloses, hulle kry hulle oordeel en hulle word vernietig. 4 uit die hemel uit kom en hulle vernietig. Die Bybel sê hulle sal verbrand tot as, hulle sal as wees onder julle voete. Die Bybel sê nog verder in Obadiah, hulle gaan nie meer wees. Die hele doktrine daar buite van die ewige hel en al daai dinge moet korrek vertolk word, want al twee kan nie reg wees. So 2 ideologieë gaan in die wêreld. Wie is jou koning? Is dit Trump? Want sy hele kabinet bestaan uit millennialisme wat glo dat hulle die koninkryk hier op aarde moet bou. En daar is 'n handjievol wat glo, soos wat die Bybel leer, so selfs die protestante ontdek het. As julle protestantse lering sou studeer, dan sal julle sien dat mense soos Gratan Guinness, wat in die 1800 skryf, van die kerk van Engeland sê, ek het studeer die storie van die millennium. Ek het alles gelees wat ek daaroor in die hande kon kry. En ek het agtergekom dat dit nie in die Bybel is. Ek verstaan dit nie. Want dis wat ons glo. Ons gaan regeer. Die Christendom gaan die wêreld oorneem. Maar ek kry dit nie in die Bybel nie. Interessant.
En Millerite beweging het gesê, dit is nie in die Bybel nie, dit is nie in die Bybel nie, jy kan dit daar studeer. So twee ideologieë, ons is in bewind, ons gaan regeer, of Christus kom weer en hy stel sy koninkryk op, wat nooit vernietig gaan word nie. Wie wil julle hê as koning? Wat? Of Here? Wil julle op Guantanamo Bay sit? Of miskien op 'n ander eilandjie iewers? Jy weet. So Paus Leo, die 13de is die een wat geregeer het in 1888. En hy is die paus wat geregeer het tydens die industriële revolusie. Ons beweeg nou na 'n ander revolusie, nie 'n industriële revolusie nie, maar 'n tegnologiese revolusie. AI. So, daar moet 'n nuwe beweging kom. En AI is 'n bedreiging vir die werke. Want AI gaan die werk van die werker oorneem. En hoe gaan die werker dan oorleef as AI sy werk oorneem? Wat gaan dan gebeur? En wie gaan die morele aspekte rondom hierdie ding bepaal? So Rerum Novarum is die ensiklikum wat Paus Leo die 13de geskryf het oor die regte en die pligte van regerings en van werkersorganisasie. Hy is die stigter basies van die vakbonde in die wêreld. En die vakbonde gaan deel wees van hierdie groot ontwrigting aan die einde van die tyd. Nou Rerum Novarum moet mooi studeer word. Nou ek het al jare gelede lesings gegee oor Rerum Novarum. En as jy teruggaan na my reeks Total Aanslag, dan is daar groot stukke daarin oor Rerum Novarum. En mense het gesê ek is mal. Ons sal sien hoe mal ek was. Ons kyk. Hier is 'n encyclical, and it is to our venerable brethren and patriarchs, primates, archbishops, bishops, and other ordinances of places having peace and communion with the apostolic see, rights and duties of capital and labor. En dan sê hy in artikel 6, dit is die reg van elke mens om 'n eiendom te besit. Dit klink wonderlik. Ag, dankie Paus Leo, ek is so dankbaar aan jou. Ek mag 'n eiendom besit. En as jy dit lees, dan klink dit fenomenaal. Maar die slang is altyd in die fynskrif. Wanneer dit kom by die kerk, sal haar samewerking nooit verontagsaam word. En hier is my geleentheid, geskryf op die 15de dag van Mei 1891, in die 14de jaar van my pausdom, Leo die 13de. Dit is die doel, dit is die grondlegging van die sosiale orde van die Rooms-Katholieke Kerk. En dit is die orde wat die wêreld moet toepas, volgens Rome. En is nie debatteerbaar. Waarheen lei dit en wat beteken dit? Hy skryf in hierdie werk van hom, Rerum Novarum, oor die sienswyse van sosiale geregtigheid binne die katholieke denke. Nou, katholicisme berus nie op die woord van God nie, en die moraliteit van katholicisme berus nie op die moraliteit wat in die 10 gebooie verskans is nie. Hulle het hulle gewysig om by hulle sin te pas. En dis baie belangrik.
Want daar is sekere woorde uitgelaat en selfs sommige wette heeltemal uitgelaat, soos die tweede gebod. En sommige is omskryf om iets anders te wees as wat in die Bybel was. Ek het jare gelede 'n lesing gegee, hulle het die wet ongedaan gemaak, waarin ek punt vir punt deur die 10 gebooie gaan en die katekisme en wys hoe die Rooms-Katolieke Kerk die 10 gebooie gewysig het en verander het om by hulle ideologie te pas wat gebaseer is op Griekse mitologie en nie op Bybelse moraliteit. En hulle sê gronduit, ons moraliteit is nie gebaseer op die Bybel nie, maar op natuurlike wet. Dis baie insiggewend. En hy haal hier aan Thomas Aquinas, die groot katholieke heilige, wat nie net deur Paus Leo aangehaal is nie, maar ook deur al die ander pause. Hy is die basis van die sosiale denke van die Rooms-Katolieke Kerk. Thomas Aquinas skryf dat dit noodsaaklik is vir die mens dat hy die reg het op privaat eiendom vir sy menslike oorlewing. So jy die reg tot eiendom, laat ouder. Maar as die vraag gevra word, hoe moet die eiendom gebruik word? Dan antwoord die kerk sonder aarzeling uit die mond van daai selfde Thomas Aquinas, dat die mens mag nie sy eiendom as sy eie sien, maar vir die algehele welvaart. Nou moet julle weet hoe dit omskryf is. So ek het eiendom en ek mag die belasting betaal en ek mag dit versorg, maar ek mag dit net gebruik eintlik vir die algemene welvaart. Hoe ver gaan hierdie algemene welvaart, hierdie common good? Dit hang af van die behoefte van die samelewing. So kom ons kyk na die katholieke denke van besitsreg. En ek lees dit hier in Engels, kom van Katholieke Kerk direk. According to canon law, the control of all property of the Roman Church state belongs to the Pope, its supreme emperor. So alle eiendom hoort aan die Paus. Dis hoekom hy 'n pen kan vat. En hy kan in Suid-Amerika 'n lyn teken en sê hierdie gee ek aan Portugal, ons noem dit maar Brazil, dat julle dit kan hanteer. Namens my, ek gee dit vir julle. Want alles wat aan my. En kom ons teken hierdie lyn so en ons sê hierdie lyn, kom ons gee dit aan Spanje. Kom ons noem dit Argentina. En asseblief Spanjaarde en Portugese gaan nou so toe en neem die plek oor. Julle is nie kolonialiste nie. Julle hoef nie terug te gaan Portugal en Spanje toe nie. Julle kan daar bly want julle doen dit namens my. Dit nie alles nie. Maar die protestante wat kom en 'n stukkie grond in die hande kry, iewers of dit selfs koop. Onteien hulle asseblief, want hulle doen nie wat ek sê nie. Ek het mos gepraat van die twee magte. Die een sê ek besit alles en die ander sê ook ek besit alles. So die doktrine van privaat eiendom is in ooreenstemming met die kommunistiese slagspreuk dat dit by elkeen is volgens sy magte, hoe hy dit kan hanteer. So ek is by magte, omdat ek finansiëel miskien in staat is daartoe, of 'n lening kan kry, om 'n stuk grond in die hande te kry. Ek is by magte. Maar die een wat nie by magte is, het reg om dit te gebruik. En julle dink, dat hierdie land se leiers, het hierdie dan uitgedink. En nou is hulle jou vyand.
En jy sê, jy wil dit aan my doen. Ek het die reg hiertoe, ek het gesweet, ek het gewerk hiervoor, en jy wil dit aan my doen. Jy het die werk in die verhaal. Nee. Daar's iemand anders wat hom bemagtig het om dit so te kan doen. Julle moet kyk na die regte vyand. Dis nie 'n rasseoorlog in hierdie land nie, dis 'n godsdienstige oorlog. Laat ek dit baie duidelik stel. En selfs al is jy in die ander rasse, en dan selfs al is hulle Christene, is hulle nog steeds heidene. Hoekom? Want hulle het voorvader aanbid. Selfs al noem hulle self 'n Christen kerk, en het Jesus in hulle preke, het hulle voorvader aanbid. Het die katholieke kerk voorvader aanbid? Ek is nie oor die streep nie, ek is teen hom, my hom. Ja, natuurlijk. Die voorvaders wat dood is, of hy nou heilige Thomas Aquinas is, of heilige Paus Johannes, Paulus die tweede, jy kan direk vir hom vra om voorbinding vir jou te doen, dis heiligdom. En die vraag is, 'n magtige weermag soos Suid-Afrika. Ek praat van die ou weermag. Ek praat van die ou een. Het nie een veldslag verloor nie. Het nie verloor nie. As hy in Angola aangegaan het, hy het chaos veroorsaak. Niemand kon teen hom staan nie. Elke oorlog, elke veldslag gewen. Elke enkele een. Maar die oorlog verloor. En die oorlog verloor. En die vraag is, hoekom kan hy die oorlog verloor? En dan elke veldslag gewen. Het nooit geretireer nie. Die Kubane het gekom, in die duisende. En ook Botha het gesê, oké, dan sit ons maar 300 nuwe Suid-Afrikaanse soldate by vir die 6000 wat julle nou gebring het. Laat hulle uit mekaar uitgeskiet. Maar hulle die oorlog verloor. Hoekom? Want die oorlog word nie gewen op die slagveld nie. Die oorlog word hier gewen. En jy begin by die chokkertjie in die skool. En jy kry die kerkstelsel om die chokkertjies te leer. En hulle is hordes. En dan skiet jy 10.000 van hulle weg, dat is 20.000, 30.000, 1 miljoen, 2 miljoen, 5 miljoen, om hulle plek te neem. En jy gaan verloor. Want jy veg op die verkeerde plek. Die oorlog gaan hier. Die oorlog is hier. Onthou dit. En die arme een wat die oorlog moet wen vir die ander kant, is self nie skuldig nie. Want hy is geïndoktrineer. Hy is geïndoktrineer in die skool. Hy is geïndoktrineer op die universiteit. Hy kry 'n ideologie in sy kop. Kyk nou wat gebeur met Harvard en waar is die oorlog? Dis waar die oorlog lê. Die oorlog lê hier. Oké, so hoe werk dit dan? Thomas Aquinas het geskryf, omdat die goedere die natuurlike wet aan almal behoort, is daar geen sonde as die armes die goedere van sy buurman vat. As jy in nood is, dan is alles algemene eiendom. En daar is geen sonde as jy die eiendom van iemand anders vat om jou behoeftes te vervul. Thomas Aquinas gaan verder. Hy sê as jy besig is om die goedere van iemand wat het te vat vir jouself, omdat jy nood het daarvoor, en jy kom agter dat jou broertjie het ook die nood, dan kan jy vir hom ook sommer vat gelyktydig.
So as jy in daai huis ingaan en daar's 2 TV's, dan vat jy al 2, want jy het een nodig en jou boetie het ook een nodig. En daai mokkel wat nou so 'n TV sit, gaan genoeg geld iewers uit by mekaar kry om 'n nuwe een te koop. So dis okay, soos nie 'n sonde nie. Bevat dit man. Gebeur dit nie in die land. By tronk toe daarvoor. Wanneer jy tronk toe as iemand vermoor om te dood nie. Waar kom die ideologie vandaan? Is 'n ander teologie. Summa theologica. Not only is taking such taking of another's property not a sin, it's not even a crime. Dit is om jou behoeftes te voorsien uit aan een se eiendom. Dis nie diefstal nie. Net soos jou behoefte dit bepaal. En die watertjies wat jy het op jou plaasie is jou water. Maar jy moet aan die algehele welvaart voorsien. So as daar 'n dorpie naby is, jy weet te pomp jou water soontoe en as jy nie 'n pyp kan lê nie, dan het hulle die reg om op jou plaas te kom bly en die water daar te gebruik waar dit is. Dis katholieke wet. Dis katholieke wet. Canon 1254. Ek lees dit my Engels. The Catholic Church has an innate right to acquire, retain, administer, and alienate, temporal goods in pursuit of its proper ends independently of civil power. The Church has an innate right to require from the Christian faithful whatever is necessary for the ends proper to it. Ons sal bepaal, kan vat, ek kan die grond vir jou gee, ek kan die grond van jou wegvat. Jy mag grond besit, as jy volgens my plan werk. Nou kom na die volgende paus toe. Ek kan ook al die tussenpause vir julle wys, want dit bly dieselfde. Die tronkies speel dieselfde oor en oor. Of het nou Paus Johannes die 23ste was, wat Vatikaan II begin het. Hy is dood tydens die konsiel. Paulus die 6ste het oorgeneem, hy sing dieselfde dingetjie. Dan kry ons vir Paus Johannes Paulus die 2de. Dan kry ons vir Benedict. Dan kry ons vir Fransie. En dan kry ons die nuwe een, Kom ons kyk wat skryf Paus Johannes Paulus die 2de in sy encyclical on social concern. Dit is noodsaaklik om weer dit te stel wat die kern van Christelike sosiale doktrine werklik is. Die goedere van hierdie wêreld is bedoel vir almal. En die reg op privaat eiendom is geld. En dis noodsaaklik. Maar dit verminder nie die prinsip nie dat privaat eiendom staan onder 'n sosiale verband. So dit het 'n sosiale funksie. En dit is vir die universele verspreiding van goedere. So jy mag iets besit, solank jy bereid is om vir die een te gee wat nie het nie. Ja, dis hoe katholicisme werk. En dan gaan hy verder in sy encyclical Laborum Excessens en hy sê, alle goedere is nie net goedere wat jy in die natuur kry nie, maar alles wat vervaardig word. So dat ek het 'n kar nodig. Maar as jy hom nodig het, opvat hom. Mens noem dit hijack. Dis wat jy dit noem. Wat dit is vir algemene gebruik.
En as jy 'n bakkie het, wat 'n chassis het, waarop daar 'n taxi pas, dan word die bakkie ook gevat, want hy kan verander word. En dan dink ons die vyand sit hier, terwyl hy daar aan die ander kant sit. Die encyclical Gaudium et Spes van die Tweede Vatikaanse Konsiel. As jy in die nood is, dan het jy die reg om jou te verryk uit die rykdom van ander. Van die mense is honger. En dit sluit in individue en regerings. So volgens katholieke wet mag 'n regering jou van jou grond ontneem. Ja of nee? Natuurlik mag dit. Natuurlik mag dit. Dis hoekom Ramaphosa vir Donald Trump kan sê, 'n baas mannetjie. Ons is in die wet, ons is reg. Goed. Hy skryf nog 'n encyclical, en dis nie toeval nie. Hy skryf die encyclical Dies Domini. Die langste encyclical van 'n paus oor Sondag onderhouding. Want dis hoe dit werk. Katholicisme dink nie in jare nie. Hy dink nie in dekades nie. Hy dink nie in eeue nie. Hy dink in millennia. Sy beplanning is konstant. Nou ek gaan net 'n kort stukkie aanhaal want dit is 'n baie lang encyclical. En hy sê, moenie vergeet nie, my so interessant. Die duiwel, hy gee ons sy mag aan hierdie stelsel. Hy sê moenie vergeet nie. Die 4de gebod sê, remember, onthou die Sabbatdag, moenie vergeet nie. En wanneer sy die reg van gehad het, wanneer sy die verlede haar reg toegepas het, om wette te maak oor Sondag, dan het sy altyd in gedagte gehad, die werker, die arme werker. En dan skryf hy, dit moet beter gereguleer word. Moet lees dit vir julle soos dit hier staan, in sy encyclical. It needed greater regulation to lighten its burden and thus enable everyone to keep the Lord's Day holy. In this matter, en hierdie saak, het my voorganger Paus Leo die 13de in sy encyclical Rerum Novarum gepraat van sondagrus as 'n werker se reg wat die staat moet waarborg. Nie kan waarborg nie, moet waarborg. Wie haal hy aan? Louis Leo die 13. Die naam Leo is ook interessant, want Leo kry jy in Openbaring 13 by die eerste dier, en die werk van 'n leeu. En die leeu was 'n simbool van Babylon. En as jy spring na Openbaring 17, dan sit die hoer op die dier, die politieke stelsels van die wêreld, en sy het 'n kroon op waarop daar staan, die moeder van die hoere en alle gruwels. Abominations of desolations, of the gruwels van verwoesting. Hier sit sy. En hy haal Rerum Novarum aan, en hy sê, dit is die reg van die kerk, om te eis, dat Sondag 'n wet word. En derhalwe is dit noodsaaklik dat Christene sal streef om seker te maak dat siviele wetgewing die reg van Sondag onderskraag. Nie tevrede daarmee nie, laat hy dit skryf in die omskrewe Katekisme van die Rooms-Katholieke Kerk, artikel 2188. As dit kom by godsdienstvryheid en die algemene welvaart van alle mense, moet Christen daarna streef
om Sondag en die kerk se heilige dae as wettige vakansiedae te laat omskryf. Dit staan in die katekisme. Dis onwrikbaar. Hy kan nie verander nie. So ons het twee ideologieë. Maar dan gaan hy verder. Dis Paus Johannes Paulus die tweede. Wat later nie eens meer kon praat nie. Hy sê, dit al belang te jou. En die wêreld sê, halleluja, dat duisende en sintformelie. Ongelooflik. Het hulle die 150 miljoen wat in die middeleeue doodgemaak is deur die stelsel vergeet? Het hulle die wette verander? Nee, ek wil dit verskans. Wat skryf hierdie Paus? In 1998 skryf hy dat 'n persoon wat die heiligheid van die Sondag verkrag, gestraf moet word as 'n ketter. Wat was die straf van 'n ketter? Dood. Waarlik my Sabbat sal julle hou, sê die Bybel. Wat sê hy? Waarlik my Sondag sal julle hou. Twee wette. Wat die ene? Wat God teen ons? En wat doen hierdie Paus? Hy sê Jesuïet. Paus Fransis. Die Jesuïte is gestig met die doel om protestantisme te vernietig. Eerste onteien, dan ekonomies te vernietig, buying and selling, koop en verkoop, en dan 'n doodsteekreep. Staan dit in die Bybel of maak ek dit op? Dis die doel van die Jesuïte. Maar hy speel 'n liberale rol. Van die tradisies. Hy vat hulle weg van die tradisies. Hy sê julle mag nie meer Latyn gebruik in die mis nie. Behalwe as julle nou 'n orde is wat gestig is op grond van die mis. Julle mag dit nie gebruik nie. Almal is welkom. Of jy nou LGBTQ+++ is, dis welkom. En baie in die kerk is onrustig en sê, wat maak hierdie man? En hy stel 2/3 van die moderne kardinale aan. Maar onthou hy sê, Jesuïet. Hy speel 'n rol. En dit is interessant, dat al daai laaste pause was almal opgeleid in die kunste om akteurs te wees. Hulle het selfs almal deelgeneem in flieks, soos Johannes Paulus tweede of Fransis. En die mense wat hy aanstel is mense met 'n ideologie wat wil teruggaan na die konsiel van Trent, waar protestantisme prontuit veroordeel is en die leerstelling van regverdiging deur die geloof as 'n vervloekte leerstelling uitgespel is. En wat skryf hy? Hy skryf sy encyclical Laudato Si en hy sê Sondag is die dag wanneer ons gemeenskap met God verskans moet word onder die mensdom. Hy vra, soos wat Johannes Paulus en Rerum Novarum gevra het, vir Sondag wetgewing. Maar hy is maar net 'n liberale paus, kom ons vergeet hom. Ag, en die arme ou Katolieke wat konservatief is, ween oor hierdie paus. Hy is so liberaal, kyk wat maak hy. Waar is die norme en die standaarde? En in die tussentyd stel Donald Trump een konservatiewe pre-Vatican II kabinetslid aan, een na die ander. Of sy naam nou Rubio is, of sy naam nou Vance is, hulle is almal voor Vatican II, ortodokse Katolieke.
en hulle wys dit in die openbaar en kruise op hulle koppe met rosary aanbidding ensovoorts. En ons het voorspel in die WhatsApp prof voor hierdie paus aangestel is, het ons voorspel die kerk se wond is genees. Hulle gaan teruggaan na hierdie paus, terug na tradisionele voor Vatikaan II se teologie. Met ander woorde, soos wat hulle in die middeleeue was, waar hulle regeer, die wond is genees, hulle gaan voorskriftelik word, dit gaan gebeur, dit gaan nie 'n liberale paus wees, soos wat Francis was. En die media het gesê, nee, dit kan nie wees nie, want hy het al die kardinale omtrent aangestel, wat hom by die volgende een gaan kies. Hy sê, Jesuit, hulle het 'n plan. Maak die wêreld onregeerbaar en in sy moraliteit so from, dat die pendulum moet swaai en hulle gaan sê, asseblief, geef ons tog net 'n bietjie orde en moraliteit. Dan gee ons moraliteit. Hy bou dit in sy Laudato Si, en hy bou dit in al die, en asof dit geskryf is in 'n skript, 'n movie, sterf hy net op die regte tyd. Absoluut verstom. En hulle kies 'n man. En hy sê, my naam gaan wees Paus Leo die 14de. En hy word gekies in Mei 2025. En nie soos Francis, wat uitgekom het in 'n wit eenvoudige kleed, en gesê, ek is die dienaar van die mense. Ek gaan nie in die Vatikaanse paleis bly nie, ek gaan daar my gehug daar agter bly. En ek gaan ry in 'n Fiat. Want Fiat beteken eintlik absolute wet. 'n Fiat wet kan nie ontwerp word. So daar is signale daar. In die tussentyd word hy die helikopters rondgery van Pick n Pay na Checkers toe. Maar hy bly daar in sy gehug. Wat gaan die volgende paus doen? Gaan hy die voetspore volg? Of gaan hy tradisioneel wees? Hy verskyn op die verhoog en wat het hy? Die tradisionele pauslike drag. Presies dieselfde as wat Benedict voor hom aangehaal het. Daar is die twee foto's, kyk na hulle. Hy dieselfde. Hy gee 'n signaal. Ons gaan terug. Tradisie. Francis het gesê, geen Latyn nie. Sy eerste mis, dieselfde in Latyn. Ongelooflik. Die konservatiewe katholieke, soos Marcel, en hulle sê, wow, ek maak my onderdanig aan hierdie ene. Hy gaan terug na die tradisie. En hy kies die naam, Paus Leo, die 14de. En natuurlik maak jy dan die konneksie. Paus Leo die 14de was die paus van die eerste belering 1888 en die paus wat Rerum Novarum geskryf het, wat 'n nuwe sosiale orde van grondbesit en werkersverhoudings en verstandste sondagwetgewing voorgestaan het. Vereensalwig hy homself met Rerum Novarum? Ag, en hy was so gaaf om vir ons te sê. Sê vir ons, Paus Leo, hoekom het jy die naam Leo gekies? Nou die skrif is ongelukkig baie klein, maar ek kan met 'n skeef oog dit vir julle lees, terwyl hy dit in watter taal ook al verkondig. Luister. Ho pensato di prendere il nome di Leone. Ek het die naam Leo gekies
diverse le ragioni, però As principalmente beskeie redes, i 13 il secondo maar die hoofrede is die encyclical Rerum Novarum, affrontò la questione sociale wat die sosiale geregtigheid beklemtoon. En die groot inderdaad, het die kerk hierdie skat van sosiale geregtigheid met 'n ander industriële revolusie van ons in die kerk en geregtigheid en werkersregte voorstaan. Wat sê ek? Ek is Leo die 14de, want dit wat Leo die 13de gesê het, gaan ek implementeer. Julle met my? Kom ons kyk wat sê die ander. Die BBC verkondig. Wie is Robert Prevost? Hierdie nuwe paus. Waaroor gaan dit? En hoekom het hy die naam Leo gekies? Wat toch te doen het met sosiale omstandighede? En dan gaan hulle terug na 461, na die eerste leeu toe, en hulle gaan so leer en sê, hy het teen die hunne geveg. En nou het ons 'n paus gehad wat LGBT ons terug na leeu toe. Wat gaan jy aan? En dan kom die Vaticaannuus. Ek is so bly met die Vaticaannuus, want dan kan jy ten minste aanhaal. Met hierdie einste prentjie wat daar op die bord is. En hulle sê vir ons, waarvoor staan hierdie nuwe paus? Amerikaanse paus. Die tweede dier is Amerika. En nou, die eerste dier se leier is 'n Amerikaan. En hulle sê vir ons, die college van kardinale het Paus Leo die 14de gekies. As jy my wil vra, daai eerste swart rokkie wat daar uitgekom het, was maar eintlik net 'n foefie. Hulle het al lankal geweet wie die volgende een gaan wees. Want die Jesuite het dit beklaar. En dan sê hulle, hoofsaaklik het hy hierdie naam gekies as gevolg van Rerum Novarum, en ons het dit nou net uit sy eie mond uitgehoor. So dis absoluut waar, en dis die Vatikaan wat het vir ons vertel. Wat verkondig hulle? Wat sê hulle vir die wêreld? Dis die rede hoekom ek die naam gekies het. Rerum Novarum. En ons dag het die kerk, het die skat van antwoorde oor die sosiale geregtigheid wat in die wêreld is. En nou het hulle daai ding uitgestuur, waar die een van wat so Faso het die toespraak gehou het oor die arme Afrika en die kolonialiste wat hom oorneem het, en dan met 'n regstellende aksie kom. So moenie dink, julle situasie gaan verbeter. Nee, dit gaan erger word. Dan vra hulle 'n paar vrae aan die geleerde man in die Vatikaan, die Dr. Prudlow. Hy sê, wat gaan nou hier aan? En met hierdie Leo die 13de. En wat is die koneksies? Sê hy, die koneksies is groot sosiale probleme in die wêreld, finansiële ongelykhede. En dan moet 'n verskywing kom. Dinge moet verander. Dan moet 'n herdistribusie van rykdom kom. You will own nothing in the heaven. So waaroor gaan hierdie Rerum Novarum? Hy sê, this is the bedrock. Wat beteken dit? Dis die fundament waarop die kerk staan. Dis wat ons glo. En die kerk het gesê, ek is die eienaar van alles. Al die eerste op 1000 lewenspoort aan my, en ek gaan dit gee vir diegene wat my dien. En die wat my nie dien nie, gaan ek in die see injaag. As jy gehoop het, is aan die kant om.
vlugperke toe. Kan nie gebeur nie. Hier kom dit dan. Ons het stabiliteit nodig. Reg om te warm gee vir ons daai stabiliteit. Die mensdom moet verhef word na hierdie toestand. En ons is die enigstes wat 'n regeringsstelsel het wat dit kan doen. Nou wat is die gekose regeringsstelsel van die Jesuïete? Julle al hierdie daarvan gemaak. Fascisme. Fascisme is die gekose model, regeringsmodel van die Katholieke Kerk. Nou, Adolf Hitler was 'n nazi. Sosialisme, maar fascistiese sosialisme. So rede waarom het gesê sosialisme is verkeerd en kommunisme is verkeerd, want jy moet privaat eiendom hê. Maar die eiendom is nie jou nie, jy moet dit gebruik soos die kerk het wil hê, soos jy dit moet gebruik. En fascisme sê dieselfde. Maar wat is fascisme? Fascisme se definisie is kerk en industrie en ekonomie in vennootskap vir gemeenskap. Dis fascisme. So wat hulle gedoen het, die generaal het gegaan van Rome en hy het sy spies neergesit op die heuwel, nadat hy 'n plek verower het. En dan het al die nasies wat verower is, gekom en hulle spies teen hom gesit. Later was daar 'n bondel spiese rondom die een spies wat Rome was. Dan het hulle 'n touwtjie gevat en hom gebind. En dit is 'n fasciaai. En as jy wil kyk in die kapitaalgebou, waar die president van die FSA praat, dan praat hy onder 2 fascisme. Waarmee is die wêreld nou meer opgeskep? Wat 'n stelsel. Ons het die groot ekonomiese ineenstorting gehad net so 'n paar dekades gelede, in die 80e jare. En al die industrieë het basies bankrot gegaan. Al die motormaatskappye, die banke het almal in duie gestort. Die regering het hulle van hulle penarie uit hulle penarie gehelp. Maar dit was nie 'n lening. Dit was 'n vennootskap. So die groot industriële komplekse en vervaardigers het in vennootskap gegaan met die regering. Nou was dit die regering en die industrie in vennootskap. Vir wie? Vir die gemeenskap, dat alles nie in duie stort nie. So eintlik het die wêreld nou 'n fascistiese regeringsstelsel. En wanneer Donald Trump praat met die oligarchs, dan is dit deel van die setup. Dis hoekom hulle almal na die pos toe moet gaan met hulle kindertjies, verveel soos nog iets, of hulle naam nou Musk is of Bezos of wie ook al, hulle moet so toe teken. So die wêreld het reeds daai stelsel, al die res is oogverblindery. So dit is die groot sosiale geregtigheidsleerstelling van die kerk, so sê die Vatikaan. Ek kan aan en aan gaan. Dis aan die ene, dis my nou baie interessant, want dis die joernaal Amerika, wat die Jesuïtiese bondstuk is in die VSA. What's in the name? Why the Pope picked Leo? Dis die Jesuïte nou wat praat. En hulle sê, dis oor die werkersregte en alles waarvoor hy gestaan het. En daar staan dit weer, reg om te warm. So ons hoor dit uit die Paus se mond uit, die Vatikaan sê dit vir ons, en die Jesuïte joernale sê dit vir ons. So kan ek dit aanvaar dat dit is nou waaroor dit gaan.
Kan ek beter bronne bring? Dis die perd wat praat hier. Dis sy mond, dis waar hy oop. Dis hy wat praat, wat sê hy? Dis die groot sosiale encyclical, Rerum Novarum. Hy is die enigste een wat daar oop praat, né? Daarna het hulle gekom. Quadragesimo anno, Mater Magistra, Pacem Terris, Popularum Progressio, Laborum Excessens, Centenismus Annus, Caritas in Venti. Almal is geskryf met die doel om uiteindelik Rerum Novarum toe te pas. Jy kan nie een van hulle afskryf nie. Hulle het natuurlik D.S. Domini uitgelaat, maar hy sê dan ook daarby, dis maar net 'n paar wat ek noem. En ek het 'n paar van hulle aangehaal om vir julle te sê waarheen dit gaan en wat dit beteken. Nou vra Sky News onlangs, dit was in April die 29ste, hoe ver is Donald Trump nou eintlik met die voorbereiding van die instelling van projek 2025, die konservatiewe manifesto van wat moet gebeur in die VSA onder 'n konservatiewe regering. En hulle noem een na die ander, julle kan dit gaan sien in 'n WhatsApp platform, sê dit gedoen. Een na die ander dekreet van Trump, waar alles wat daar geskryf is, geïmplementeer is, en self nog meer as wat die dokument gesê het. Alles is geïmplementeer. Toe vra Sky News, wat kort nog? Hy het mos nou alles gedoen. Alles is klaar in plek. Wat is die volgende ding wat hy gaan doen? Want al die nasies moet by mekaar kom. Rol nie die rooi tapijt uit vir hom nie. Nou wil hom nie 'n koning nie. Geen hom nie vliegtuie nie. Belê nie triljoene nie. En hy sê hy kan die mag van die ekonomie gebruik om alle nasies na die tafel te bring. Het China gekapituleer teen hom? Ja. Elke land. En die Bybel sê, elke land en volk en taal en nasie. En die tweede deel in openbaring van die riglyne. Nou vra Sky News, what's next? Die fokus op die familie. Dit kort nog. Daar moet nog wetgewing kom wat die familie verskans. Wat is daai wetgewing wat voorgestel is om die familie weer by mekaar te bring? Wat het die verskillende pause geskryf? Wat het Paus Johannes Paulus II geskryf? Wat het Paus Francis geskryf in sy encyclicals? Wat het hy gesê oor die familie? Die enigste manier is ons moet Sondag wetgewing inbring. Dit staan in Rerum Novarum. 'n wet wat die staat moet waarborg. Dan kan die familie weer as kern van die gemeenskap dien. En nou skryf hierdie man, en sy naam is Brett McLaughlin, en agter sy naam, as julle mooi kyk, staan daar SJ. Julle weet natuurlik waarvoor dit staan, né? Society of Jesus, Jesuit, die vyand van protestantisme, wat sop uitdeel vir die armes. Swak man. Hy skryf 'n artikel, Recovering the Sabbath, Sunday Observance as a Universal Human Right and Civic Cooperationism. Hy skryf in die artikel, Europa is klaar in die sak, al die wetgewing is in plek, dit moet nog net geproklameer word dat dit nou in werking is. Duitsland het terloops al reeds baie streng Sondagwette. Europa is reg, is nie die VSA, waar daar hierdie verskilletjie is. Kerk en staat mag hier by mekaar.
Maar die Kongres het reeds gesê dat dit 'n slegte geskiedenis. Kerk en staat moet by mekaar. En Donald Trump sê dit sommer prompt uit. Kwak met hierdie verskeiding van kerk en staat. Ons is by mekaar. Dit is 'n verkrachting van die grondwet. En hy sê daar in sy artikel, hierdie ding moet deur civil legislation, deur staatlike wetgewing ingestel word. Daar staan het. Daar staan het. Waar is jy, Messie? Hier sê, allow for civil legislation to protect the Sabbath. So, ongelukkig is daar hierdie scheiding van kerk en staat, maar dat probleem is nou opgelos. Donald Trump het dit sommer net afgeskryf. Rome skryf al in 2003. Die meeste Christene dink dat Sondag is die Bybelse dag van aanbidding. Die Romeinse kerk protesteer. Nee. Want sy, die Katolieke kerk, het dit verskuif van die Bybelse Sabbat, Saterdag, hulle skryf dit daar sodat jy dit nie moet misloop nie, na Sondag. En om te probeer argumenteer dat hierdie verandering in die Bybel is oneerlik. Dis Rome wat so sê, nie ek nie. Want jy gaan dit nie daar kry nie in die Bybel nie. En dit is 'n ontkenning van katholieke autoriteit. En hy sê, dit is die merkteken van my gesag. As protestantisme wil aanbid op die Sondag, dan aanbid hulle eintlik ons. As hulle wil aanbid volgens die Bybel, dan moet hulle Saterdag aanbid. Rome, wat so sê. Eerste belering, 1888. Leertel. Van Sondag inbring. Ons gaan die mense wat daar teen is, arresteer, ons gaan hulle in tronke sit, ons gaan hulle onteien. Wat het gebeur in die middeleeue, as jy teen Katolicisme gegaan het? Jy is onteien, dis die eerste ding. Jy is onteien. Jou grond is weggevat. Die hele eerste ding. As jy dan nie geluister is, nie, die volk kan nog. Daar het hulle gesorg, as jy te kort was, dat jy bietjie langer kan word. En hulle het sulke dinge gedoen, en het jou aangevang. En toe vlug die mense. En hier sit julle nou, die nasaak. Hier sit julle. En julle is nie welkom nie. Julle word getolereer, maar nie verlang nie. En dan kom daar 'n wet. Wesley het gesê, ek eis 'n Sondagwet. Dit was Leo die 13de, nou is al Leo die 14de. Hy sê, die Vatikaan sê, die Jesuïte sê, hy gaan dit, wat daar gestel is, so gaan dit geïmplementeer word. Is dit hoe ek het lees? Dan is dit mos 'n tweede belering. Dan is dit op 'n plek waar dit nie moet wees nie. Dan is die banier aan die heilige plek. En hy sê, weg met julle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus het. Weg met julle. Julle moet pad gee. Ons gaan julle vernietig. Of julle luister na ons, of ons ontneem jou van jou eiendom. Jy gaan nie koop en verkoop nie. Ons gaan sorg dat jy die knie buig. En as jy dit nie doen nie, gaan jy gestraf word as 'n kenner. Ons gaan jou doodmaak. Staan dit in die Bybel? Staan dit in Openbaring 13? Dat gaan gebeur. Nou mense, as hierdie dinge so ooglopend gebeur, dan is ons nou in die tweede belering.
Dis nou nie blê, 8:6 nie, 8 blê. Dis nou Titus 8 leeu. Die 14de wat hier staan. En nou is daar nie meer uitkom kans nie. So voordat hy nou sy weermag terugbring, vlug, waar hy? As dit moontlik is uit die stede uit, gaan hy. Want daar gaan soveel chaos in die stede wees. En ek weet nie wie allemaal betrokke gaan wees nie. Die vakbonde vir so. Ons het ons een met die naam van kom, en saam, dood, switch. En wat van Malemaki en al die manne? En wat van die volkie wat sê, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons gaan teen hierdie oormag veg. En jy het reg kry. Hulle het reg kry. Dis 'n ideologiese oorlog. Die oorlog is nie teen jou en my nie. Die oorlog is teen Christus. Dis nie my oorlog nie. Dis sy oorlog. Dis sy oorlog met die vyand. En sy kerk en die vyand se kerk. En dit gaan baie mooi lyk, want hulle wil orde skep, hulle wil eenheid hê, en ons wil gesinkroniseerde aanbidding hê. Dit klink baie mooi, ons wil nie meer gemors hê nie, ons wil alles regmaak volgens ons wet, maar as jy nie die knie buig nie, volgens my wet nie, dan gaan ek jou doodmaak. Nie my oorlog nie. Dis sy oorlog. Daarom sê Jesaja 54 vers 4, moenie vrees nie. Moenie beskaamd staan nie. Moenie verward raak nie. Moenie skaam voel nie. Geen van daai dinge nie. En moenie dink aan al die dinge wat verkeerd was in hierdie land nie, en in hierdie wêreld nie. Dink julle dis enigstens beter in Duitsland as wat dit hier is? As jy daarna toe gaan, is daar groot bandiere met moslim vrouens waar jy net die oog sien en die swart kleed en hulle sê Miss Germany 2025. Jeremia sê, en hy is 'n profeet van die tweede belering van Nebukadnesar. Hy sê, moenie bevrees wees nie, my ou diensknegt Jakob. Moenie verward wees nie, oor Israel. Ek sal jou red. En ek sal jou saak in jou land van hierdie gevangenskap sal ek red. En Jakob gaan terugkeer. En die woord blyf so. En ek nooi julle. Keer terug. Hou op om hierdie aardse oorlog te veg vir julle stukkie grond. Daar wag 'n beter stukkie grond. Waar jy jou huis gaan bou en niemand gaan daar woon of jy nie. Behalwe jou gaste wat jy toelaat. En jy gaan 'n wingerd kry en niemand gaan dit van jou wegvat nie. Hou op om hierdie oorlog te veg. Hy's nutteloos. Jy veg teen 'n mag wat jy nie kan beklei nie. En dis nie jou oorlog nie, en dis nie my oorlog nie, dis God se oorlog. So ek gaan nou wegkruip agter Jesus. En ek gaan vir hom sê, jy het beloof, en jy gaan vir my sorg. En 1000 gaan val by my sy, en ek gaan sien hoe 10,000 val by my regterhand. Maar dit gaan nie naby my kom, want jy het beloof. En ja, daar gaan hongersnood wees, en dan gaan hulle belde eet, en hulle kinders eet. Maar jy het beloof, my brood en my water is gerus. Ons is so vreesbevange vir die tyd van benoudheid. Die tyd van benoudheid kom op die vyand. Die pla, 7 van hulle gaan op hulle val. Nie op God se mense nie. Maar een ding moet jy vasmaak. En dis jou geloof. As jy jou geloof laat vaar, en as jy sê ek kapituleer, dan gaan jy soos Petrus beskaamd staan.
Maar jy gaan nie kans kry om terug te kom, jy gaan vir altyd te laat wees. So nou, maak 'n besluit. As ek vir die Here is, wie kan teen my wees? Niemand. So vrees nie. Ek glo die tweede beleiding is aan die gang. Ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Ek gaan nie tyd maak nie. Ek sê net, as jy die tekens nie lees nie, dan gaan jy nie weet waar jy staan in die stroom van tyd. Maar hierdie dinge is ernstig. Ons gaan binnekort huis toe. En die wêreld gaan vernietig. En wanneer die Here kom, gaan die een stad oorbly. Openbaring sê al die stede in die hele wêreld gaan vernietig wees. Dan gaan nie 'n Kaapstad wees nie, dan gaan nie 'n New York wees nie, en dan gaan nie 'n Londen wees. Dan gaan weg wees. Weet nie hoe nie, weet nie of dit 'n oorlog is nie, weet nie of die Here dit self doen nie, of die engele die geboue omstoot nie, ek weet net dit gaan gebeur. So, is julle reg vir die grootste krisis wat die wêreld nog ooit gesien het, want die Bybel sê 'n tyd van benoudheid, soos wat daar nog nooit was. Maar ja, gaan daar uit gered. Ons bid. Hemelse Vader, ek glo met my hele wese dat die tyd aangebreek het, waarvan die Bybel al so lank praat. Dat daai weermag sy banier oprig en die verwaandheid het om dit op te rig in die heilige plek. In die plek waar daar iets anders moet wees. Die banier van Christus. Die wet van God. Die Sabbat van die Here. Help ons om hierdie dinge te verstaan, want dit gaan nie net oor die dag nie. Dit gaan oor die hele pakket. Wat 'n God dien ek? Wie dien ek? Die een wat vir my die ewige lewe bied, of die een wat sê, ek gaan vir jou 'n goeie lewe hier op aarde gee. Dan, ek kan dit maar. Help ons om die regte besluit te maak in Jesus naam. Amen.